Goeiemôre, baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is besig met 'n splinternuwe reeks genoem Die leuns wat ons glo rakende ons identiteit. Nou ons sleutelgedagte vir hierdie reeks is hierdie: 'n leuen wat jy as waarheid glo, sal jou lewe beïnvloed asof dit waar is. En vandag se leuen waarna ons gaan kyk is: dit is maar net wie ek is. Ek kan nie verander nie. Maar die waarheid is, in Christus is verandering moontlik, want God se krag breek vestings af. Ek glo een van die gevaarlikste leuns wat jy kan glo is juist dit. Dis snaaks genoeg hoe vinnig daai woorde uit jou en my mond uitglip, en dit is maar net wie ek is. Ons sê dit wel half met 'n glimlag, met 'n moedeloosheid, soos iemand wat lankal opgegee het om anders te wees. Ek is maar net 'n warbel van emosies, of ek kan nie goed met geld werk nie, of ek vertrou nie maklik nie. Ek sal maar eenvoudig net so bly. Maar jy weet wat's die probleem? Elke keer as jy daai sin sê, merk jy jouself met 'n leuen. Nie 'n grove leuen nie, en dit is subtiel, dis sag, dis aanvaarbaar, maar is genoeg om jou identiteit te kom steel. Nou ons reeks oor identiteit gaan presies daaroor om die leuns aan te spreek. En die vyand se beste taktiek is nie om jou te vernietig nie, maar om jou net te laat glo dat jy kan nie verander nie. Die Bybel sê die volgende, en ek wil hê jy moet saam met my dit lees. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê: ons veg nie met wêreldse wapens nie, maar met die krag van God wat vestings afbreek. Ons neem elke gedagte gevangene en maak dit gehoorsaam aan Christus. Nou 'n vesting beteken letterlik 'n plek van beskerming, of soos in sielkunde sal sê, a house of thoughts, 'n muur waar binne 'n leuen veilig bly. En dis hoe baie van ons leef, 'n gevangene agter gedagtes wat nie eers waar is nie. So kom ek vra jou eerlik vandag, watter gedagtes het jy begin glo oor jouself wat nie van God afkom nie? Baie mense dra dit al letterlik van kleins af, van kindsbeen af, soos hulle sal sê. Iemand het dalk vir jou gesê jy's onnosel, of jy's te emosioneel, of jy's moeilik, en jy het dit begin glo dat dit jou identiteit is. Dis soos wat Robert Downey Jr. eens gesê het, toe hy uit rehabilitasie uitgekom het. Toe sê hy, ek het jare lank geglo, ek's net 'n verslaafde. Maar toe ek ontdek het, ek is meer as my swakheid, het die kettinge begin breek. Nou God het hom uit daai donker plek uitgevat, want 'n leuen het geen houvas teen die waarheid nie. En miskien sê jy nou, ja maar Rishai, ek is nie 'n movie ster nie, ek is nie 'n celebrity nie. Ek weet, maar dieselfde gees wat binne in hom was, wat hom vrygemaak het, woon ook binne in jou. Hy is nie minder kragtig in Benau nie, of in Kenton Park, of in die Kaap, of waarvan af jy ook al kyk, as wat hy in Hollywood is nie. Daar's 6 sterk vestings wat ek vandag met jou wil deel. Kom ons noem hulle wat hulle is. Die 6 mees algemene, dit is maar net wie ek is, leuns. En die eerste een is finansiëel. Die leuen sê, ek's nie goed met geld nie, of ek weet nie hoe met geld te werk nie. Elke maand leef jy van paniek tot paniek, en jy glo, dis maar net my lot in die lewe. Maar God sê, en sy waarheid is, ek sal in jou voorsien, volgens my rykdom in Christus Jesus. 'n tweede leuen wat ons glo van, dit is maar net wie ek is in ons verhoudings. Die leuen wat ons onsself vertel is dit: ek sal nooit weer iemand vertrou nie. Hoe baie van ons was al daar. Ek's nie gemaak vir die huwelik of vir 'n vriendskap nie. Maar God sê vir jou, sy waarheid, ek maak alle dinge nuut. Die derde plek waar ons maar net glo, dit is maar net wie ek is in ons gewoontes. En ons het 'n skitterende reeks gedoen oor die hele gewoontes, oor klein keuses, groot verskil, en een van hulle het gewoontes aangespreek. Maar dis een van die plekke waar ons onsself mislei in die leuen van, ek het al probeer om te stop, maar ek val net weer. Dalk is dit vir jou drank, dalk is dit skermverslawing, dalk woede, maar God sê, en sy waarheid is, my genade is vir jou genoeg. 'n vierde een is ons denkwyse. Ek's maar net negatief, dis my persoonlikheid. Maar Filippense 4 vers 8 sê, dink aan wat waar, edel en lofwaardig is. 'n ander leuen wat ons glo rondom, dis maar net wie ek is in ons geestelike area. Aan die ander woorde, die leuen wat ons glo is, ek's nie soos ander Christene nie. Hulle is vol passion, vuur, en ek is maar net lou. Dis 'n leuen, want God kyk nie na jou prestasie nie, hy kyk na jou hart. En dan laaste leuen wat ons glo is rondom ons fisiese.
Ek haat hoe ek lyk as Helene. Jy kyk in die spieël en jy vergelyk jouself met 'n Instagram of 'n Facebook filter en God sê vir jou in Psalm 139, sê Dawid, U het my gevorm in die moederskoot, U het my perfek gemaak. Met ander woorde, ek wil jy moet vandag hoor dat jy nie 'n fout is nie. Jy is 'n meesterstuk. En ek hou van hoe Dwayne Johnson, The Rock, wat ons nou al gesien het in 'n paar flieks wat afspeel goed soos Fast and Furious, wat hy in verskyn het. Hy het vertel hoe hy vir jare lank sy depressie weggesteek het agter daai glimlag van hom en hy het nogals 'n goeie glimlag. En hy het gesê, ek het geglo ek moet altyd sterk wees tot ek geleer het dat eerlikheid sterker is as spiere. En kyk, daai man is gespierd. En dis presies waar die Here wil begin met jou en met my. Hy wil begin in ons eerlikheid. So die eerste stap wat ek graag met jou wil deel van hoe jy hierdie ding kan oorkom, is heel eerstens is vang die verkeerde gedagtes vas. Want die oorlog speel nie in jou werksplek af nie. Die oorlog wat ek en jy het, is in ons kop. Elke gedagte wat teen God se waarheid bots, moet gevang en ondersoek word. Want nie elke stem in jou kop verdien aandag nie. Sommige stemme moet jy uitgooi soos junk mail in daai e-mail folder. Jy hoor, ek's nie goed genoeg nie. Die antwoord is, ek is God se kind, gekies en geliefd. Jy hoor, ek gaan alweer val, maar die antwoord is, ek kan alles doen deur Christus wat my die krag gee. Dis hoekom my woord sê, al val die regverdige 7 keer, sal hy bly opstaan, want dit is wat hy doen. Dis nie net 'n wishful thinking tipe klas van ding nie, dis 'n herprogrammering van jou siel. Selena Gomez het in 'n onderhoud het sy gesê, ek moes leer om te onderskei tussen my stem en die stem van waarheid. En toe ek dit doen, het ek vrede gevind wat ek nooit kan koop nie. Jy sien, die probleem is nie dat jy twyfel nie, dis dat jy daai twyfel bewaar soos 'n skat. Jy praat met hom, jy voed hom, jy herhaal hom, maar God sê, neem dit gevangene, bring dit na my toe. En sodra jy begin onderskei tussen waarheid en 'n leuen, begin jou identiteit in hom te herstel. 'n tweede stap is, praat of spreek lewe, nie dood nie. In Spreuke 18 vers 21, lees dit saam met my, sê dit lewe en dood is in die mag van die tong. Nou daai is nie net mooi spreekwoorde nie, dis 'n geestelike wet. Wat jy voortdurend sê, vorm jou realiteit. As jy elke dag sê, ag, ek is moeg, ek is oor dit, ek sal nooit verander nie, dan is jy besig om jou eie tronk te bou. Maar as jy sê, God werk nog aan my, ek is besig om te groei, ek is sterker as wat ek gister was, dan bou jy jou eie vlerke. En dis hoekom God in Genesis gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Sy woorde het geskep, en omdat jy in sy beeld gemaak is, het jou woorde ook skepingskrag. Nou Jim Carrey het jare gelede vir homself 'n cheque geskryf vir $10 miljoen, vir dienste gelewer as akteur. Hy het in sy beursie gedra, lang voordat iemand hom geteken het as 'n akteur. En hy het gesê, quoting sy woorde, ek het dit gesê, nog voordat ek dit gesien het. En dis die krag van verklaring. As 'n ongelowige dit deur beginsel kan gebruik, hoeveel meer kan 'n kind van God dit met geloof doen? So begin jou taal te verander. Sê goed soos, ek is 'n nuwe skepping. Ek is vrygemaak. Ek is nie vasgevang nie. Ek is op pad met God. Ek is nie gebreek nie. Ek is besig om geherstel te word. Want wanneer jou tong saamstem met God se waarheid, begin jou lewe sy ritme te volg. 'n derde stap is, en dis my tweede laaste een, is werk saam met God. Kolossense 1 vers 29 sê, en lees dit saam met my, ek span my in, strydend met sy krag, wat kragtig in my werk. Dis nie net jy nie, maar is ook nie net hy nie, dis julle twee wat saam werk. Baie mense leef ongelukkig in hierdie twee uiterste. Die eerste een sê, ek moet harder probeer, of die tweede een sê, ek moet net bid en wag vir 'n wonderwerk. Ek wil vir jou sê dat beide daai twee punte mis dit totaal en al. Want ware verandering gebeur waar my oorgawe en sy krag met mekaar ontmoet. Dink aan Chris Pratt.
Hy's net 'n Marvel held nie, hy's 'n man van geloof en hy sê die volgende: ek oefen, ek werk hard, maar ek weet elke deur wat oopgaan, gaan oop omdat God dit oopmaak. En dis presies hoe geestelike groei werk. Ek gee my deel, dissipline, eerlikheid, verantwoording en God gee sy deel, genade, krag en guns. Dis nie probeer harder nie, dis nie buig bietjie dieper, bid meer, dis doen of doen meer nie, dis wees meer bewus van sy teenwoordigheid in jou lewe en sy werke in jou lewe. Dis hoekom Psalm 91 het jy sê dat hy wat skuiling vind by die Allerhoogste, dit sê nie hy wat harder werk of hy wat harder bid nie, hy wat teenwoordig is met die Allerhoogste, sal al daai geniet wat kom saam met die beloftes wat in Psalm 91 gesê is. En wanneer jy saam met hom beweeg, word selfs jou swakheid sy platform verkrag. En hier is my laaste stap, is die waarheid maak jou vry. Jesus sê in Johannes 8 vers 32, jy kan saam met my volg, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Let op, hy sê nie, kennis maak jou vry nie, maar waarheid wat jy glo. 'n Leuen wat jy glo, hou jou vas. 'n Waarheid wat jy glo, maak jou vry. Ek het dit ongelukkig al dikwels te veel in my lewe al gesien. Ek het leuns wat ek vashou, wat ek glo as waarheid, en ek het gesien oor tyd, hoe daai goed jou kom laat struikel, en hoe jy op die einde van die dag eenvoudig net nie kan weghardloop van jouself nie, want dis wat ek al een keer 'n slim man gehoor sê het, wherever you go, there you are. Jy kan nie van jouself af weghardloop nie, en jy kan ongelukkig nie van 'n leuen af weghardloop. Die waarheid het 'n manier om jou altyd te vind. En mense sê dikwels, ek wens ek kon soos daai persoon gewees het, of ek wens ek kon gedoen het wat hy of sy gedoen het, maar jy weet, maar jy en ek weet nie noodwendig deur watter vuur God hulle moes vat om daar uit te kom by daai plek nie. En ek vat my eie lewe, het ek al hoeveel kere al gesien, wat mense sê soos, Rashai, ek wil graag jou huwelik hê, of ek wil graag jou tipe lewe, en ek dink myself, Tom, jy verstaan nie deur wat ek al in die lewe gegaan het om te kom waar ek is nie. Ek beloof vir jou, jy gaan nie noodwendig my lewe wil hê nie. Ek weet dit lyk great in die buitekant, maar daar is 4 oomblikke wat jy saam met God stap, louterings oomblikke wat jy saam met God stap. En dis die groot ding rondom pyn. Ek lees nou die dag wat 'n man geskryf het. Hy sê statistiek gewys dat baie van ons lewe slegs net 4% van ons lewe in 'n plek waar daar geen pyn is nie. Die ander 96% van ons lewe is ons in konstante pyn, want pyn bring groei. Oprah Winfrey het een keer gesê, ek was nie altyd sterk nie. Ek moes leer om die stories in my kop te verander. Sy het verstaan, as jy die storie verander, verander jou lewe. En dis presies wat Paulus bedoel het toe hy gesê het, verander deur die vernuwing van julle denke. Romeine 12 vers 2. So hiersoos wat ek vandag as 'n uitnodiging wil rig tot jou. My groot vraag aan jou vandag is dit: watter leuen hou jou nog vas? Is dit ek sal nooit goed genoeg wees nie, of is dit ek's net te ver weg van God af, of ek is maar net so gemaak, ek kan nie verander nie, of is dit 'n plek waar jy sê dit het te ver gebreek, dit kan nie herstel nie? Wil ek vandag vir jou sê, Jesus wat Jesus sê, dis nie wie jy is nie, dis wie jy gedink het jy moet wees om te oorleef, maar ek het jou vir meer gemaak. Die deur is oop, jy hoef nie langer in daai vesting vas te bly nie. Jy het nie nodig om vas te wees in daai mindset nie. Jy kan uitloop in vryheid met jou kop omhoog en jou hart lig. En as dit jy is vandag, wil ek graag vir jou bid. En net daar waar jy is, as jy jou oë saam met my kan sluit, wil ek graag vir jou bid. Here, ek gee vir u my gedagtes, my woorde, my gewoontes. Ek vra dat u elke vesting van my lewe, van hierdie leuen in my lewe kom breek. Vernuwe my denke, vul my met u waarheid. Ek kies om saam met u te werk en nie teen u te werk nie. Ek glo dat u krag my verander van binne af. En ek glo dat dit sal wees vir altyd in Jesus se naam. Amen. As jy hier sit en jy weet jy ken hom nog nie regtig nie. Ek bedoel,
Nie dat jy hom ken in 'n godsdienstige manier nie, maar ek bedoel dat jy hom nie ken as 'n verlosser nie. Maar vir jou sê, dan is nou jou kans om vir die Here die geleentheid te gee om in jou hart in te kom. Die Bybel sê, as jy in jou hart glo en met jou mond bely dat Jesus die Here is, sal jy gered word. Nie wanneer jy perfek is nie, en ook nie wanneer jy jou lewe uitgesorteer het nie, maar nou, net soos wat jy is. Want hy spesialiseer in mense wat sê, dit is maar net wie ek is. En dan antwoord hy terug om vir jou te sê, ek weet, en dis hoekom ek vir jou gekom het. Ek wil vir jou dankie sê dat jy vandag saam met my aanlyn gekyk het, dankie dat jy deel was van hierdie oomblik. Ek sien uit om hierdie pad saam met jou te kan stap. En dit sal 'n voorreg wees om jou in lewende lywe te ontmoet by ons kampus in Benoni. Maar tot dan, mag die Here jou in totaliteit seën, jou gesin seën, jou lewe seën en mag sy goedheid en sy guns jou volg oral waar jy gaan. Shalom.